Ek moet my mic aan sit. Goeiemôre gemeente. Net eers my hare uit die pad uit kry en alles uit die pad uit kry. Hier's 'n paar gesigte wat ek nie ken nie. So vir die mense wat my nog nie gesien het of iets nie, ek is proponent Emilia Swanepoel. So ek het teologie geswat en nie 'n pos gekry nie, eventually in die onderwys ingegaan. Ek is baie gelukkig in die onderwys, maar ek geniet dit om nog steeds nou en dan by kerke te preek. So ek preek in die ring van Oos-London en dis my groot voorreg om altyd hier te wees en dis altyd vir my baie lekker. Alhoewel Stutterheim my maar lekker gestres maak ook, want daar's altyd een of ander elektroniese probleem of 'n mikrofoon wat nie werk nie of ietsie en dit klink nou alweer asof dit is. OK, ons glo gaan nie werk. OK. Ons glo dit sal OK. Ek gaan hom net uitlos en dan hoop ons dit werk. OK. Net stil staan, maar dis OK. So vanoggend preek ons uit klaagliedere. En klaagliedere is nou nie eintlik 'n boek wat ons altyd uit preek nie, want dit gaan oor die verval van Jerusalem. Maar die vraag vir vandag se preek is: hoe lamenteer mens? Hoe volgens die Bybel kla mens in tye van 'n pandemie? En die woorde, die eerste vers van Klaagliedere 1 waar ons gaan lees, beklemtoon dit sterk as dit begin met: ag, hoe verlate lê die stad wat vol mense was. Sy het soos 'n weduwee geword, sy wat magtig was onder die nasies, sy wat heerskappy gevoer het oor ander, moet nou gedragbruik doen. Kom ons staan en dan sing ons Vlamlied 5, wat daar is geen einde, geen grense aan u liefde nie. Dit sal op die bord verskyn. Kom ons staan en dan sing ons saam. Dit is nie dat
Julle kan maar sit. Is hierdie mikrofoon nou aan, en almal kan my hoor daar agter. Okay, perfek. Laat ek nou net die PowerPoint weer aankry. En dan Klaagliedere 3 lees vir ons. Maar dit sal ek ter harte neem, en om die rede bly ek hoop. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. En daarmee groet ek julle vanoggend. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, alles deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Die volgende lied wat ons gaan sing is lied 512, Nader my God by U. Ek dink dit is 'n baie bekende lied. En in steede daarvan om te staan vir hierdie lofsang, wil ek hê ons moet dit gebruik as 'n gebed. En net al waar jy sit, bid hierdie woorde af op die Here. Bid dit af op jou lewe. Sit vanoggend hierdie woorde by die Here se voete. So kom ons bly net sit soos ons is. En dan sing ons saam hierdie lied. Kom ons sluit ook net die oë. Soos jy daar sit vir 'n oomblik,
Gee dit wat in jou hart aangaan vir die Here. Vir 'n oomblik spandeer tyd saam met die Here. Hy het ons gered en ons geroep, sodat ons aan hom toegewy kan wees. Dit het die Here gedoen, nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van ewigheid af in Jesus Christus aan ons geskenk het. Spandeer 'n oomblik saam met die Here. Here God, dankie vir die genade wat ons vandag ontvang. Here, wat elke oggend nuut is. Here, wat nooit ophou nie, wat geen einde ken nie. Here, kom maak ons diep bewus van u teenwoordigheid vandag hier. Maar Here, terselfdertyd maak ons diep bewus van dit wat om ons aangaan. Here, ons land wat brand. Here, die wêreld wat in 'n pandemie is. Die wêreld wat in chaos is, Here, maak ons diep bewus daarvan. En terselfdertyd, Here, maak ons diep bewus van u liefde en die genade wat in hierdie chaos steeds by ons is. Here, waar ons onsself bevind, dat ons kla, dat ons nie weet wat aangaan nie. Kom en bring troos en rustigheid, Here. Waar ons vandag saam met Jerusalem en Jeremia die klaagliedere gaan lees, Here, maak ons harte oop, dat ons kan hoor wat u wil sê, Here. Here, maak ons ore gereed om te luister en ons hande gereed om te gaan werk, Here. Maak ons diep bewus van u teenwoordigheid, Here. Dankie, Here, dat ons maar mag vra. Dankie dat ons mag worstel en dankie dat ons as 'n gemeenskap saam is en hieroor kan dink en kan vra en kan wonder, Here. Want ons weet, dit is alles net genade van u af. Ons bid dit alles, nie omdat ons dit verdien, Here, maar alleen uit genade. Amen. Klaagliedere 1 vers 1 tot 6 lees. Ag, hoe verlate lê die stad, wat vol mense was. Sy het soos 'n weduwee geword, sy wat magtig was onder die nasies, die prinses onder die provinsies, verrig dwangarbeid. Bedroef huil sy snags, die trane stroom oor haar wange, daar is niemand onder haar geliefdes wat haar troos nie. Al haar vriende het haar verraai en haar vyande geword. Gebuk onder lyding en geweldige onderdrukking het Juda in ballingskap gegaan. Sy bevind haar onder die nasies. Sy vind geen rus nie. Almal wat haar agtervolg, het haar in haar benoudheid ingehaal. Die paaie na Sion treur, want niemand reis na haar feeste toe nie. Al haar poorte is verlate, haar priesters sug. Haar jong meisies is bedroef en self het sy dit bitter. Haar teenstanders het die oorhand gekry.
Haar vyande lewe rustig, want die Here het haar laat lei, omdat sy soveel keer oortree het. Haar kinders moes as ballinge voor teenstanders uitloop. Weg is al die luister van die dogter van Sion. Haar leiers het soos rooi takbokke sonder weiding geword. Kragteloos het hulle voor hulle agtervolgers uitgevlug. Tot sover. So om 'n bietjie agtergrond te gee oor die boek van klaagliedere. So die klaagliedere van Jeremia is 'n versameling van 5 klaagliedere onder die val van Jerusalem en spesifiek die tempel in 586 voor Christus om en by. Die eerste woorde in die eerste vers van die boek van klaagliedere, die Hebreëse woord is Eka. Druk alreeds sy verslaandheid van Jeremia uit, van die stad. So Eka word vertaal as ag, hoe. Maar dis 'n hartsogtelike ag, hoe. Verlate lê die stad. En is geen wonder dat die woord uiteindelik ook die Hebreëse titel vir hierdie versameling van klaagliedere word. Oor wat Jeremia moes waarneem van die stad en die val van Jerusalem. En alhoewel Jeremia nie in die boek genoem word nie, word hy dikwels as die skrywer aanvaar. Baie van die frases in die boek kom ooreen met die frases wat die boek van die profeet van Jeremia is. En dit is ook baie duidelik dat hulle dieselfde tipe teologiese perspektiewe het oor die lewe en veral oor oordeel en verlossing. Dit is ook baie duidelik dat die skrywer van klaagliedere ooggetuie digter was. Daarom kan ons aanvaar dat Jeremia die skrywer van die boeke is, hierdie gedigte. So in hierdie boek huil Jeremia hartroerend oor die toorn van God, wat hy oor die land sien uitbars. Jeremia skryf as 'n ooggetuie van hierdie traumatiese verwoesting van die stad. Hy skryf van die verkrachting en die vernietiging van die mense, maar hy skryf ook van die verstrooiing van die volk uiteindelik in ballingskappe. In hartverskeurende detail brei hy uit oor die dodelike impak van wat hierdie gevolge gehad het op die geloofsgemeenskap. Die probleem was ook nie net dat die volk Juda sosiaal, ekonomies en uiteindelik polities verwoes is nie. Dit is alles immers erg genoeg al, maar hulle worstel nou nog meer, want in ballingskap worstel hulle veral met die feit dat hulle geloofsversekerheid, hulle geloofssekerheid vernietig is. Hulle het geglo as 'n volk dat God sy volk, sy huis, wat baie belangrik was in daai tyd, die tempel, en sy stad beskerm sou word. Dit kom alles van sy verbond met Abraham, Moses en Dawid, wat dit alles immers behels. Dis wat die skrifte vir hierdie volk beloof het. Maar nou het God nie sy verbond in stand gehou nie. Hy het die stad van belofte en die plek van sy teenwoordigheid, wat hulle gesien het as sy teenwoordigheid, is vernietig. En 'n hele volk is in ballingskap laat wegvoer. Die vraag was dus brandend. Hoe kon God soveel ellende oor sy volk laat kom? Hoe kon hy sy eie beloftes so versaak, net laat gaan? En waar laat dit hulle nou as 'n volk? Sou daar nog iets oorwees van die toekoms?
Kan hulle maar hoop hê vir 'n toekoms? Wat kan hulle as 'n volk nou verwag van God? Sou daar 'n omkeer moontlik wees as alles in verwoesting lê? Dit is in die situasie dat Jeremia met sy klaagliedere die hartseer en die verydeling van die volk verwoord. Sy digwerk gee woorde aan die worsteling, maar gee ook redes vir die oordeelsvoltrekking. Veral redes wat verband hou met die feit dat die volk hulle kant van die verbond nie nagekom het nie. Maar formuleer tog ook in selfde tyd die hoop dat God hom weer sal ontferm, want die Here is goed vir die wie op hom bly hoop. En is daarom wat Jeremia met sy klaagliedere uiteindelik 'n boodskap van hoop en troos vir die toekoms bring. Maar dit is terwyl hy ook nie wegskram daarvan om valse teologie wat hulle tot 'n val gebring het, te ontbloot nie. Die beloftes van die verbond was bedoel vir die wat die Here dien. Die beloftes van die verbond was bedoel vir die wat in verhouding met die Here staan. En van daardie voltrekking van die oordeel, weens die volk se verbreeking van die verbond. Dit was hulle eie skuld. Jeremia sê dit vir hulle. Maar terselfdertyd sê Jeremia dat die Here is egter steeds in beheer. Soos hy in beheer van die oordeelsvoltrekking was, sal hy dit ook weer herstel vir die wat op hom bly hoop. Jeremia 3 sê, maar dit sal ek ter harte neem en om die rede bly ek hoop. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut. Die Here is goed vir wie op hom bly hoop. Hierdie vers het Robert Davidson geïnspireer om die hoopvolle lied The Steadfast Love of God te skryf. Dis die Afrikaanse weergawe wat ons heel eerste gesing het en die hoopvolle lied sê The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord, great is thy faithfulness. Ek dink mens kry sommer 'n nuwe waardering vir die lied binne die konteks van Jeremia se worsteling. Want hierdie is ons hoop. God se troue liefde, selfs wanneer ons in ons diepste ellende is ons hoop. En Jeremia verkondig dus dat die Here nie mense vir altyd sal verstoot nie, want dit is nie in die eerste plek, dit is teen sy sin, dat mense in ellende en bedroewigheid is. Die Here sien ook die onreg raak wat die instrumente van sy oordeel pleeg. En al gebruik hy hulle in sy oordeelsvoltrekking, sal die Here uiteindelik ook optree namens die wat in die oordeel steeds met hulle hele harte hulle sonde bely het en aan God getrou gebly het. Maar meer nog, Jeremia vra van die Here dat hy die inisiatief sal neem. Jeremia pleit by die Here in Klaaglied 5 en hy sê, bekeer U ons tot U, Here, dat ons bekeer kan wees. Gee ons weer die bestaan van vroeër. Dis iets wat resoneer met beide Dawid se belydenis in Psalm 51, sowel as Jeremia se beloftes van herstel in Jeremia 30, die boek van vertroosting. Want ons hoop lê
vir bekering. Ons hoop lê in God se ingrepe en nie in ons eie mens se pogings daartoe nie. Klaagliedere sluit eintlik af met 'n vraag: of het U ons heeltemal verwerp? Is U toorn oor ons so groot? En dis 'n retoriese vraag wat sy klaagliedere en uiteindelik die boek van klaagliedere afsluit met 'n retoriese appel op die Here en sy goedheid. En daarmee gee hy ons 'n manier waarop ons ook kan kyk na ons leed vandag. Wat ons ondersoek kan insit in ons eie lewe en die van ons gemeenskap, ons land, wat ons na die wêreld kan kyk en die Here se wil en uitkoms in al die chaos kan soek. Want net soos klaagliedere in die psalms, help dit om ons leed te verwoord. En uiteindelik met die regte perspektiewe om ons te kyk en op die Here na die Here te kyk en 'n uitkoms by die Here te soek. Hoe werk die bring van ons klag oor ons ellende voor die Here prakties? Ons het almal 'n baie negatiewe konnotasie met kla. En die Bybel wys tereg 'n sekere manier van kla af. Dit is die tipe kla wat jy onderlangs mompel. Die Bybel noem dit murmeer, of selfs is daar vertalings wat sê rebelleer. So dit is wanneer jy die Here verkwalik dat dinge so verkeerd gaan. Maar klaagliedere bring vir ons 'n ander manier van kla. It is an honest facing of the darkness. Dit is om eerlik oor jou vrees en die redes daarvoor in die oë te kyk en met die Here deur dit te bid. Met al die donker emosies wat jy ervaar. Jou gevoelens moet gedagtes raak, sodat jy dit kan verstaan en uiteindelik kan deurbid saam met die Here. En dit is hierdie manier van kla wat ons moet aanleer. Miskien moet ons begin om die woord lamenteer te gebruik daarvoor. Want ons assosieer kla nie as iets positiefs nie. Lamenteer is om te weeklaag, om te huil, om te kerm, om al jou emosies, alles wat ons probeer op sy stoot en wegkry van, om slae te raak van dit, om al daai emosies in te sit in jou gebed, en uiteindelik om niks terug te hou nie, om alles wat jy voel, al die donker emosie, voor die Here neer te sit, en by hom te huil. Maar hoe doen jy dit? Hoe lamenteer jy? Die belangrikste ding, die eerste ding is, jy staar die leed van die Here eerlik in die gesig. Jeremia kyk na Jerusalem en dis dan wanneer hy skryf in vers 1 tot 4, die trane stroom oor haar wange. Sy vind geen rus nie, sy het dit bitter. En dan kan Jeremia self die trane nie meer keer nie, as hy kyk en hy sê, aanhoudend huil ek hieroor, my oë stroom van trane. En veral as hy Jerusalem hoor uitroep, skryf hy dat my kinders is verpletter. Nou weet dit is alles waar. Alles wat vir haar kosbaar is ingepalm. Kreunend soek sy haar hele volk na kos. An honest facing of the darkness. Want dit help nie om leed te ontken nie. Dit help nie om die silwer randjie van die donker wolk te gebruik om te maak asof die donkerte nie bestaan nie. Dit help nie om
goeie gevolge van die ramp wat ons getref het, wat mense getref het, as 'n sugar-coated pil te gebruik nie. Mense wat swaar kry, word nie daardeur gehelp nie. Die leed moet vierkantig in die oë gestaar word, hoe moeilik dit ook al is. Want dit is die pad, dis die begin van genesing. Die tweede ding is die beoordeel die gevolge van sonde uit die verlede, ook eerlik. Jeremia skryf, groot is die sonde van Jerusalem, daarom het sy onrein geword. Tot aan haar klere kleef haar onreinheid, sê Jeremia. Let op, nêrens in klaagliedere steek Jeremia weg van Jerusalem se sonde nie. Want dit is die rede waarom hierdie groot ramp haar uiteindelik getref het. 4 eeue lank is Jerusalem gewaarsku. Elke profeet wat by haar opgetree het, het haar sonde uitgewys. Selfs die gedeeltelike wegvoering van 722 voor Christus, wat die Jerusalem ook in ballingskap was, het sy nie tot inkeer gebring nie. Jeremia som dit uiteindelik so op wanneer hy sê, sy het nie gedink wat van haar sou word nie. Dit help absoluut niks om die foute wat begaan is, die sondes wat aan die wortel lê van die leed in hierdie wêreld, om dit te ontken nie. Mense leef in hierdie wêreld asof God nie bestaan nie. Asof hy nie baie duidelik in sy woord geskryf het hoe ons moet leef en wat nodig is om uiteindelik sy guns op alle vlakke van die samelewing te beleef nie. Dis so Spreuke sê, daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weer van die dood. Die derde ding is uiteindelik aanvaar die oordeel van die Here in die Here. En dit is waar die begin van aanvaarding lê. As 'n mens eerlik is oor wat gebeur het. As mens eerlik is oor die redes waarom dit gebeur het ook. Jeremia is eerlik oor Jerusalem se sonde. Die Here het haar laat ly omdat sy soveel keer oortree het. En hy verbind dit aan wat God doen. Dit is die beginpunt van herstel. As 'n mens die Here erken in voorspoed, maar ook in jou teenspoed. Vers 13 sê, met vuur uit die hoogte het hy my gebeente oorweldig. Hy het my laat terugstyer. Hy het my aan verlatenheid oorgelewer. My Here het al my sterk manne binne my byeen gejaag. Hy het 'n feestyd onder my uitgeroep vir die slagting van my jong soldate. My Here het die jong meisie, die dogter van Juda, in die parskuip vertrap. Nou vir hierdie gedeelte van die lament is dit nodig om jouself af te vra of jy regtig glo dat God agter alles is. En of jy eerder tevrede gaan wees met net 'n mediese of 'n politieke verklaring van ons situasies. Jy moenie dink dat dit anders was vir Jeremia hulle nie. Die oppervlakkige rede vir die ballingskap was 'n politieke een. Nebukadneser het Jerusalem beleer. Hulle het ingeneem en die volk uiteindelik in ballingskap weggevoer. Want Juda het Egipte ondersteun teen die Galdeërs. Dis 'n politieke rede. Maar die geestelike rede was 'n volk wat nie meer in God geglo het nie. Die geestelike rede was 'n volk wat nie meer die Here gedien het nie. En dit was die diepe rede vir die krisis in hulle eie lewe.
Dan laat ons eerlik wees oor ons ellende. God is soewerein. Dink maar net aan ons pandemie. As ons werklik glo dat niks gebeur sonder sy verlof op hierdie aarde nie, glo ons dat die pandemie ook 'n dieper betekenis het. Want soos ons in Openbaring lees, alle groot pandemies is 'n waarskuwing van God, 'n oproep om tot hom terug te keer, om tot bekering te kom. En dit is baie keer so dat al manier hoe hooggeplaastes en magtiges bereik kan word is deur 'n pandemie. En ongelukkig beteken dit dat selfs die gehoorsame, Godvreesende mense ook daaronder ly. Miskien is dit die belangrikste ding wat ons vandag moet leer. Miskien is dit die enigste ding wat ons vandag moet leer. God is soewerein. God is besig om vir 'n wêreld te leer dat hulle in sy wêreld nie sonder hom kan klaarkom nie. As almal maar net dit sou agterkom en tot inkeer sou kom. En dis dan wanneer ons kom by die 4de gedeelte van Lamenteer. Dis dan wanneer ons vra vir die Here se ingrepe vir die toekoms met ons belydenis van sonde. Want die aanvaarding van God se oordeel open die weg na 'n gebed om ons uiteindelik te herstel. Waar ons vir die Here kan vra om in te gryp en verandering te bring. Met die belydenis van ons sonde en 'n erkenning van die afvalligheid van hierdie wêreld van God. Ons mag ook ons eie nood, dit wat in ons eie lewe, in ons klein wêreldjie aangaan, mag ons voor God bring. Want dit sien ons ook in hierdie eerste hoofstuk. Jeremia bring sy eie nood in die proses van lamenteer na die Here. Hy was immers die een wat die boodskap van oordeel reg deur sy lewe aan hulle almal gebring het. En al het sy woord uitgekom, het dit self onder die verskriklike leed wat Jerusalem aangedoen is, gelei. Here, kyk tog na my nood, pleit Jeremia. Hierdie gebed word dan opgenoem en geëgo deur Jerusalem in sy gedig wanneer hy sê, Here, sien raak hoe ek verag word. En met hierdie erkenning, regverdig is die Here. Ja, ek het teen sy woord gerebelleer. En sy verbind haar ontsteltenis aan haar opstanding. Kyk, ek is benoud, Here, my ingewande gloei. In my krimp my hart ineen, want ek was baie opstandig. En dis hoe jy lament. Elkeen van ons kan dit doen, want daar is iemand wat luister, daar is hoop. Iemand in die duisternis. En daai iemand is God self. En jy sal 'n nuwe lied leer, soos Jeremia dit uiteindelik geleer het. Hy kon uiteindelik 'n belofte van die Here neem en dit sy lied maak, wanneer hy in die laaste verse van klaagliedere sê, dit roep ek in herinnering, daarom het ek hoop. Die troue liefde van die Here vergaan nie, want sy ontferming ken geen einde nie. Dit is elke oggend weer nuut. Groot is u getrouheid. In hierdie eerlike erkenning van die swaar wat hulle beleef, en uiteindelik die belydenis van hulle eie sondes voor die Here, vind ons troos.
vind ons hoop. Dit is genoeg om net jou hart voor die Here uit te stort, in afwagting vir wat hy kan doen. Dit roep ek in herinnering, en daarom het ons hoop. Die troue liefde van die Here vergaan nie, want sy ontferming ken geen einde nie. Dit is elke oggend weer nuut. Groot is u getrouheid. Amen. Ek gaan 'n oomblik van stil gebed weer gee, waar ek wil hê ons in eerlike erkenning ons sonde voor die Here moet uitstort. En dan weet, daar is geen einde aan sy ontferming nie. Here God, ons word vanoggend stil voor U. En Here, ons weet dat ons lewe is vol sonde. Here, waar ons hier sit, weet ons dat nie een van ons totaal en al rein is nie, Here, maar dis U genade. Dis Jesus se bloed wat vir ons gevloei het, dat ons vanoggend met eerlikheid voor U kan staan en vir U kan sê, Here, ons het U nodig. En Here, in ons harte weet ons dat U soewerein is, en al het ons vra en al lamenteer ons oor die chaos in die wêreld, weet ons, Here, dat U ontferming ken geen grense en geen perke nie. Here, U genade en U liefde is groter as die sonde wat in ons lewe is. En al verstaan ons nie altyd die teenspoed nie, Here, weet ons dat U regverdig is. Al verstaan ons nie altyd waarom nie, Here, weet ons dat U steeds in beheer is. Here, maak ons daarom bewus van dat U in ons teenspoed en ons voorspoed by ons is, Here. Dat daar nie 'n oomblik is wanneer Hy ons laat gaan nie. Here, maak ons diep bewus daarvan dat in ons belydenis lê genade. Help ons, Here, dat ons eerlik is oor alles wat in ons lewe aangaan, dat ons eerlik voor die voete kom sit en alles wat om ons aangaan in die oë staar. Here, dat ons dit uiteindelik by U voete sal los. Help ons, Here, bring ons tot rus. Wees ons genadig, Here, en uiteindelik ons toevlug. Want U liefde ken geen perke nie. Dit is alles genade, Here, en ons vra dat U ons bewus sal maak daarvan. Amen. Ons laaste lied is 'n lied van Oasis gemeente wat 'n NG Kerk in Pretoria is. En hulle het 'n lied geskryf, U is ons toevlug. Die woorde, dis nie 'n bekende lied nie, maar die woorde sal op die bord verskyn en
Ek wil hê dat ons moet staan en dan sing ons hierdie gedeelte of hierdie lied saam. Here, wees steeds ons toevlug, heerser van alles. Amen. Julle kan sit en dan kan die dankoffers word by deure. Okay. Kan ons vir 'n laaste lied net een keer weer ons eerste lied deursing, daar is geen grense nie.
hierdie uitgaan, weet dat God se genade groot is en dat sy ontferming geen einde ken nie, van nou tot in ewigheid. Amen.